Ons vorige lesie het ons nou kennis gemaak met die tan-funksie, ons triegfunksie van tan. Dit is ons laaste triegfunksie. So, ons het daar gesien wat die invloed van die A is en hoe ons basiese grafiek ook lyk, né? So, in vandag se les gaan ons kyk na die vertikale verskywing van die tan-funksie. Die vertikale verskywing van die tan-funksie werk presies dieselfde as die vertikale verskywings by my sin en my kos-funksie. Net omdat my tan-funksie anders lyk, maak dit nie dat die vertikale verskywing nou anders gaan wees nie. So wat ons nou hier belangrik moet besef, is dat ons standaardvorm waarmee ons dan nou werk, die oomblik as hy nou begin skuif ook, het ons 'n nuwe standaardvorm en dit is y is gelyk aan a tan x plus q. Of die skryfwyse as ons omskryf as f is 'n funksie van x wat gedefinieer word deur a tan x plus q. Goed, ons het nou weer gesien, wat het ons gesien van a? Ons het gesien a is net ons vertikale uitrekkingsfaktor nou, né? Dan sien ons nou q is ons vertikale verskywing van die grafiek. Onthou, ons het gesien as ons q bytel, dan gaan die grafiek opskuif en as ons q eenhede aftrek, gaan ons grafiek afskuif. So ons q beïnvloed ons vertikale verskywing. So, ons het gesê as q groter is as 0, skuif my grafiek op. En as q kleiner is as 0, dan skuif my grafiek af. So baie belangrik, ons het gesien die numeriese waarde van q bepaal hoeveel eenhede die grafiek op of afskuif. Goed, so kom ons gaan kyk na voorbeelde. En ons eerste voorbeeldjie waarna ons kyk is y is gelyk aan my doodgewone tan x minus 2. En hulle spesifiseer dat x is tussen 0 grade en 360 grade. So as ons hierdie grafiek gaan teken, so ons x-assie en ons y-assie. Nou kom ons gaan kyk wat gebeur met hom. Ons gaan in die eerste plek weer ons standaard basiese tan-grafiekie teken. Ons net ons hoeke gou inskryf. Goed, so ons weet met ons tan-funksie het ons outomaties ons asymptote. Reg? So as ons asymptote gou inteken, weet ons asymptote is by x gelyk aan 90 grade. En by x gelyk aan 270 grade. Goed, so ons het ons asymptote ingeteken. As ons nou ons basiese tan-grafiekie teken, onthou ons basiese tan-grafiek is y is gelyk aan tan x. So ons basiese enetjie lyk so. Ons onthou by 135 hierdie punte kan julle so leer dat julle hom uit julle koppe uitken die basiese grafiek se vorm. Goed, nou wanneer ons gaan kyk na q
Ons sien nou in hierdie geval, kan ons nou sien maar my kie is gelyk aan -2. Met ander woorde, y is gelyk aan tan x -2 beteken hy skryf 2 af. Met ander woorde, hierdie ene moet 2 eenhede afskuif. Elke punt gaan nou met 2 afskuif, met ander woorde van 1 af kom hy by -1. My 135 skuif 2 af, so hy kom by, hy skuif ook 2 af, met ander woorde hy kom by -3. 180 en 0 skuif 2 af, met ander woorde hy kom daarby 180 en -2. 225 skuif 2 af, so hy kom tot by 225 en -1. 315 skuif 2 af, ook nou 2 af en 360 skuif 2 af, so hy kom tot daar. Goed, so nou kan ons sien hierdie nuwe grafiek van my gaan nou so lyk. Nou, as ek nommer 1 gaan kyk na sy periode bly 180 grade. Sy asymptote bly x gelyk aan 90 grade of x gelyk aan 270 grade. Sy definisieversameling gaan oor my x-waardes. X is 'n element van 0 grade tot by 360 grade, het hulle vir my gesê. Maar baie belangrik, x mag nie gelyk wees aan 90 grade nie, of x mag ook nie gelyk wees aan 270 grade nie. En my waardeversameling bly maar steeds dieselfde, so dan het eintlik geen vreeslike snaakse goed aan nie. Waardeversameling bly dieselfde. Goed, as ek kyk na nog 'n voorbeeld, het ek nou y is gelyk aan minus tan x minus 1. Nou belangrik wat ons hier moet sien. Is dit is 'n refleksie in die x-as. Onthou die x-as gee hulle ook as die lyn y gelyk aan 0. Goed, so, as ons gaan kyk na hierdie grafiek, dan gaan ons nou hier sien dat my a is -1, met ander woorde a is kleiner as 0. Met ander woorde, dit gaan ook dan nou beteken dat my grafiek nou dalend gaan wees, né? Goed, so kom ons kyk as ons hom bietjie teken. Ek het my x-assie en my y-assie. En soos ek weer gesê het, by tan hou ons maar daarvan om in 45 grade stappe te werk. Eerste ding wat ons sommer kan inteken is ons asymptote. Want ons weet ons asymptote is 'n vaste gegewe by ons tan-funksie. So by hierdie funksies het daar nou gebeur dat hy gereflekteer word in my x-as. So ons begin met hom van 'n kant af. As ek nou het, y is gelyk aan tan x, dat ek net weer my basiese grafiek teken.
Onthou weer, soos Tannie gesê het, is baie belangrik dat jy jou basiese grafiek uit jou kop uit ken. Goed, so kom ons gaan kyk as ons volgende enetjie teken is y is gelyk aan minus dan x, dan beteken dit hy reflekteer in die x-as. Met ander woorde, hy gaan so omdraai, nee. Hy gaan nou verander in 'n dalende funksie. Goed, so dit gee vir my grafiekie van y is gelyk aan minus dan x. Maar my eintlike grafiek waarna toe ek mos nou werk is y is gelyk aan minus dan x minus 1. So elkeen van hierdie moet nou 1 afskuif, nee? So hy skuif 1 af. Met ander woorde, hierdie 1 moet 1 afskuif tot daar. Die 1 skuif 1 af. Daai 1 skuif 1 af en daai 1 skuif 1 af. Elke punt skuif 1 eenheid af. So as ek nou hierdie grafiek van my teken, dan lyk hy so. Goed, so as ons gaan kyk na sy periode. Periode is steeds 180 grade. Sy asymptote bly presies dieselfde, so julle kan sien vir alles met hierdie tand bly al hierdie goedjies dieselfde. X is gelyk aan 90 grade of x gelyk aan 270 grade. Die derde een is my definisieversameling wat gaan oor al die x-waardes waarvoor hierdie funksie geld. X mag nie gelyk wees aan 90 grade nie en x mag ook nie gelyk wees aan 270 grade. My waardeversameling bly maar y 'n element van reële getalle. My derde voorbeeldjie het ek fx is gelyk aan 'n half dan x minus 2. En hulle sê vir my, x is 'n element tussen 0 grade en 360 grade. So as ons nou hiervandaan af gaan kyk, dan gaan ons sien ons a is gelyk aan 'n half, met ander woorde dis groter as 0, met ander woorde my grafiek gaan stygend wees, nee? So hy het nie gereflekteer nie, my grafiek bly stygend. Verder sien ek my kie. Kie is gelyk aan min 2, met ander woorde hy skryf 2 eenhede af. Reg, so kom ons begin, ons gaan weer ons basiese enetjie teken. Goed, ons skuif ons grafiek nou op en af en dan word hy vertikaal uitgereik, bly my asymptote. So x is gelyk aan 90 bly 'n asymptoot. En net so geld dieselfde vir 270.
So vir x gelyk aan 270 grade is hierdie my asymptote. Goed, so, ek het my basiese grafiek van y is gelyk aan tan x. So y is gelyk aan tan x, as ons hom nou net gou inteken weer, dat ons mooi kan sien wat gebeur elke keer, nee. Goed, as ons nou ons vertikale uitreikingsfaktor gaan toepas, wat nou 'n half tan x is, dan beteken dit, hy moet mos nou die helfte word. So, waar hy 1 was, gaan hy 'n half wees. Ok, 0 en 0 bly dit. Minus 1 gaan hy minus 'n half wees. 0 en 0 by, waar hy 1 sou gewees het, gaan hy 'n half wees. Waar hy minus 1 sou gewees het, is hy minus 'n half, by 0 bly hy 0. So ek sien hierdie grafiek van my, sy vertikale uitreikingsfaktor, ek het hom nou eintlik aan sy 2 punte gevat en hulle bietjie in mekaar gedruk, nee. Ek het hom nou nie uitgerek nie, ek het hom in mekaar gedruk. So daar is my 'n half tan x grafiekie. Nou beteken dit, ek gaan na my y is gelyk aan 'n half tan x minus 2 toe. Met ander woorde, hierdie blou grafiek moet 2 eenhede afgaan. So, 0 word dan nou 2 eenhede minder, dit word minus 2. 'n half minus 2 gee vir my minus 3 op 2. Is julle reg? Nou kry ek minus 'n half. Minus 2 gee vir my minus 5 op 2. Ek het hom nou nie hier ingesit nie, maar ek ewenwel minus 5 op 2 gaan hier so lê dit. 0 minus 2 gee vir my minus 2. 'n half minus 2 gee vir my minus 3 op 2. Minus 'n half minus 2 gee vir my minus 5 op 2 en 0 minus 2 gee vir my minus 2. So hierdie grafiekie van my gaan nou so lyk. Want elkeen van hierdie het nou 2 eenhede afgeskuif. Hierdie vragies is nou elke keer die tipe vragies wat hulle vra. My periode bly 180 grade. My asymptote bly x gelyk aan 90 grade of x gelyk aan 270 grade. My definisieversameling bly x se element van 0 grade tot by 360 grade, maar ek moet nog steeds by spesifiseer, x mag nie 90 grade wees nie en x mag nie 270 grade wees in hierdie interval. My waardeversameling is weer oor my y-waardes en hy bly ook onveranderd. Y is 'n element van reële getalle. Nou dit is dan die lesie wat die vertikale verskywing van 'n tan-funksie behels. Goed, so jy kan hierdie lesie nou inoefen deur jou huiswerk mooi te voltooi. Geniet dit.